Dis storytyd saam Amma Donkie. Storytyd saam Amma Donkie is altyd vet pret. So kom klein goed, wil julle vandag se storie hoor? Nou toe, kom skuif nader. Dis weer lekker storytyd. En vandag lees ouma vir julle 'n storie geskryf deur Tannie Martelies Faber van die Haasbekkie afdeling op Storywerf se webblad. Is julle reg, maatjies? Nou jaai gat ons. Nikkie en Ruffels speel in die tuin. Hulle jaag skoenlappers en blaas borrels. Enigiets, net solank Nikkie nie moet gaan bad en in 'n donker kamer moet gaan slaap nie. Nikkie haat die donkerte, dit maak haar bang. Toe Nikkie moeg is van borrels blaas, plaas sy die halfvol botteltjie seepsop in haar broeksakkie vir later. Want jy weet nooit, sy loer na die son wat vinnig sak. Wat gaan ons nou doen, Ruffels? Vra sy. Ruffels blaf. Is jy lus vir 'n avontuur? Nikkie klap haar hande. Ja, natuurlik altyd. Ruffels hardloop na 'n bos in die hoek van die tuin en begin 'n gat grawe. Hy haal iets uit en hardloop daarmee in sy bek terug. Nou toe, trek aan, sê hy en gee vir haar die pragtige stel vlekkies. Dit glinster met al die kleure van die reënboog. Klim op my rug, ons gaan maan toe. Nikkie klouter op. Sy gee 'n gilletjie en gryp na Ruffels se ore, toe hy met een reuse sprong tot bo op 'n wolk spring. Daar klim sy af en vlieg saam, terwyl Ruffels van wolk tot wolk spring. Saam spring en vlieg hulle al hoër tot op die maan. Kyk! Nikkie wys na 'n silwermeer. Kyk hoe blink die water. Dis nie water nie, grom Ruffels. Dis donga wat so blink. Donga? Wat's dit? Jy sal sien, antwoord Ruffels geheimsinnig. Nikkie se oë rek toe 'n eienaardige mannetjie oor die rand van die krater loer. Sy onderdruk 'n gilletjie toe hy uitklim en nader stap. Hy het 'n woekoe kop en 'n oliestreep oor sy neus. Langs hom drafstap 'n miniatuurdraakie, omtrent so groot soos 'n kat. Dit is Holly Kapolly, verduidelik Ruffels. En die draakie is sy Doenabins. Ruffels stel vir Nikkie en Holly Kapolly aan mekaar voor. Hallo, sê die maanmannetjie met 'n lang sug. Wat is fout? Blaf Ruffels. Jy is dan altyd so vrolik en verspot. Kom, ek gaan wys julle, sê Holly Kapolly en stap met sy hangskouers weg. Hy loop tot by die masjien met talle lepels, arms en buise, wat nie 'n geluidjie of 'n beweging maak nie. Nikkie snak na haar asem. Dit lyk soos 'n enorme roomyskepper, sê sy. En so waar, in een van die skeppers lê 'n perfek ronde bal wat uit maansand gevorm is. Die masjien skep dit op en druk dit baie styf saam. Die Holly Kapolly snuif, maar nou is dit stikkend. 'n Traan blink in sy oog. Nikkie frons, maar wat maak 'n mens met so 'n bal? Kom kyk. Die Holly Kapolly tel die maanbal op
en stap na die Silvermeer. Ek doop dit in die donka en wag tot dit droog is. Dit gebeur sommer vinnig, kyk. Hy hou die maanbal in die lug. Ooh, dit blink te pragtig, roep Nikkie. Die Holikepolly knik. Dis 'n maanparel. Sodra dit droog is, bære ek dit saam met die ander in die pakkamer. Wanneer dit baie donker is, steek Doenabins dit aan die brand en dan skiet ek dit met my ketty die lug in. En dan? Vra Nikkie verwonderd. Die Holikepolly glimlag effens. Het jy al gesien hoeveel sterre daar op 'n donker aand in die hemelruim is? Jy bedoel, Nikkie aarsel. So dis eintlik jou maanparels wat so brand? Ja. Die Holikepolly snuif. Maar nou het die masjien gebreek. Hoe gaan ek nou maanparels maak? Hy vee 'n traan weg. Nikkie en Ruffels probeer hom troos. Toe maar, Holikepolly, ons sal jou help. Lang sit die 3 stuks langs mekaar op die maanstrand en dink. Skielik spring Ruffels op. Ek het 'n plan. Nikkie, gee gou die botteltjie in jou rugsak vir my. Hy neem dit, sprinkel 'n bietjie maansand daarin, draf na die Silvermeer en skep van die donka op. Toe skud hy die mengsel liggies en gee dit vir Nikkie. Kyk of dit werk. Baie versigtig, om nie die druppel van die kosbare vloeistof te mors nie, blaas Nikkie 'n borrel. Groter en groter word dit, tot dit net so groot soos 'n maanparel is. Die nuwe maanparel is heel wat ligter as die voriges en dryf die lug in. Die Doenabins maak sy bek oop en blaas vuur daaroor uit. Ooh, kyk, roep Nikkie uit. Kyk hoe skitter dit nou. Dis die mooiste maanparel wat ek nog ooit gesien het, roep die Holikepolly. En hy lag en dans in die ronde. Hoera, hoera, ek kan weer maanparels maak, mooier en blinker as ooit. Hy vang die nuwe glansende maanparel en gee dit vir Nikkie. Tot haar verbasing brand dit nie haar vingers nie. Hierdie een is joune, Nikkie, sê die Holikepolly. Baie, baie dankie vir al julle hulp. Nou gaan ek die beste en mooiste maanparels onder die son maak. Dink nie hoe bly gaan die ander kinders wees as hulle snags na die hemelruim kyk en die nuwe sterre sien. Nikkie wil baie graag bly en nog maanborrels blaas, maar Ruffels trek aan haar arm. Dis tyd om huis toe te gaan, blaf hy. Nikkie en Ruffels groet die Holikepolly en die Doenabins en vlieg deur die hemelruim en verby die wolke tot in hulle tuin. Wat 'n lekker avontuur was dit nie, sê Nikkie, en sy gee vir Ruffels 'n stywe druk voor sy binnekant toe hardloop om te gaan bad. Daardie aand slaap sy rustig en tevrede. Haar kamer is nie te lig nie en ook nie te donker nie. Dis net reg, want sy het nou haar eie maan. Dankie Ruffels, dankie Holikepolly, dankie Doenabins, fluister sy. Nou gaan ek lekker slaap. Fluit, fluit. Ouma Dokkie se storie is uit. Nou ja, maatjies, ek hoop julle gaan ook baie lekker slaap en ek hoop somme dat die maan en die sterre daar by julle venster inskyn. En net partykeer is kinders gelukkig. En dan het hulle mammas en pappas vir hulle 'n sagte liggie aan wat amper net soos Nikkie se maan lyk, totdat hulle in die slaap raak vir die van julle wat bang is dalk vir die donker, nie? Nou ja, ouma hoop julle gaan heerlik lekker slaap en julle moet soet drome droom van baie maanparels. Soet wees. Tot volgende keer. Lekker slaap.